Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat die Here vir ons weer 'n goeie nag se rus gegee het. Ek het so daaraan gedink vanmôre dat dis wonderlik dat die Here ook slaap ingebou het in die mens se mondering. Dit verkoop ons liggaamlik en dan staan ons op en het hy sy woord vir ons gegee om geestelik verkoop te word, gebed dat ons met hom kan kommunikeer en dan die voorreg om die dag in sy naam tegemoet te kan gaan. En wil ek vir u sê, dit is wonderlik om te weet dat die Here ons goeie herder is, dat hy vir ons lei na waters waar rus is, dat hy ons nie sal begewen verlaat nie. En daarom is dit nodig dat ons liggaamlik onsself sal verkoop deur slaap en dat ons geestelik sal versterk deur sy woord om elke dag meer as oorwinnaar te wees. Nou, ons is besig om te kyk na die gedagte van Bybelse berading, verblywende verandering. Ons het al heelwat sake hanteer, vanmôre deel 23 en vanmôre gaan ons 'n bietjie kyk na manipulasie tegnieke wat verandering vertraag. Ek het vir julle gesê, vriende, ons almal stoei met dinge in ons lewens. En baie mense stoei met sonde wat hulle lewens kompliseer, hulle verhoudings met ander mense kompliseer en hulle beweeg af in hierdie afwaartse spiraal van sonde en dit kompliseer hulle lewe so dat hulle naderhand in wanhoop met hulle hande in hulle hare sit en hulle sê, waarheen nou? Ek het vir julle al redelik baie inligting gegee van waarom sielkunde in die Bybel nie met mekaar versoen kan word nie, want sielkunde se hoofsaak is dat die verandering in jouself lê, terwyl die Bybel vir ons sê, ons kan onsself nie verander nie, maar deur God se krag en die instaatstelling van sy gees, as weergeborene kan ons verander en moet ons verander om God meer welbehaaglik te wees. Nou, ek het gesien in die jare waar ek mense beraad het en vriende, baie van die predikante wat mense beraad het, sien dat daar sekere mure is wat mense om hulle bou, dat jy nie werklik by die hart van die probleem kan uitkom nie. Daarom praat ons vanmôre oor manipulasie tegnieke wat veranderinge vertraag. En wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat daaroor, want miskien is jy een van daai mense wat wanneer iemand met jou kom praat oor 'n sonde in jou lewe wat nie net jouself nie, maar ander ook te nakom, dat jy hierdie mure om jou bou en eintlik 'n aanvalstegniek het om hierdie dinge van jou af weg te weer en jy sien nie die skade wat dit aan jou lewe doen en aan ander mense se lewens nie. Baie keer sê mense vir my, man, luister, die sonde wat ek doen is privaat en ek kom niemand te na nie. Luister, daar's geen sonde wat privaat gedoen word nie. Elke sonde het 'n effek op jou en op jou optrede, op jou gedrag en jou verhouding met ander mense en daarom gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie manipulasie tegnieke. En miskien moet u en ek ons hart ook ondersoek en vir die Here vra, as ons nie dalk besig om te manipuleer deur my sonde weg te steek en dit bring my net in verdere hartseer en ellende nie. En Here gee my wysheid om dan ook my lewe vir u te verander. Nou vriende, ek wil net so vanmôre ook hierdie baie besondere boek van Dr. Jill James aanbeveel, A Quick Reference Guide for Biblical Counselors and Disciplers. Dit's 'n besondere boek en ek gebruik baie van sy inligting ook wat ek aan u deurgee. En dan is daar 'n baie besondere boek, The Christian's Guide to Psychological Terms. 'n Boek wat uitgegee is wat vir ons wys dat die sielkundige beskrywings van mense se probleme, ek wil amper sê, vertrippel het die afgelope paar jaar. En as ons bietjie gaan werk deur sekere scenario's, gaan ons agterkom dat hierdie goed Bybels hanteer kan word en dat 'n mens nie medikasie nodig het nie, maar God se gees en God se woord om verandering te bring. So kom ons val vanmôre weg en ons kyk na manipulasie tegnieke wat verandering vertraag. Daar's mense wat sê ek wil graag verander en my vrou sê vir my ek moet verander want A, B en C is in my lewe, of my man het gesê ek moet verander want hierdie dinge is in my lewe en weet jy wat, ek is nou hier by jou, help my bietjie daarmee, of kinders van die Here praat met mekaar oor hierdie sondes en dan is daar sekere reaksies en kom ons kyk gou-gou dinge wat mense gebruik, manipulasie tegnieke wat hulle gebruik om mure om hulle te bou, om verandering te vertraag. Die eerste ding, vriende, wat mense doen is om jou aandag weg te lei van die saak op hande. Kom ons vat byvoorbeeld 'n man en 'n vrou wat na 'n beraader gaan oor die man wat aggressief is. En dikwels wat gebeur is in hierdie beradingsproses is, paar minute in hierdie gesprek gaan dit later nie meer oor die man wat aggressief is nie, maar oor klomp goed wat hy voel in die huis verkeerd is of by sy werk verkeerd is en dan is daar nie meer die saak wat hanteer word en die probleem wat uitgesorteer moet word nie, maar die persoon word op 'n, ons praat van gesidetrack, op 'n ander spoor geplaas en ons kom nie by die probleem uit nie. Ek wil jou vra, wanneer jy vanmôre met 'n ding in jou lewe sit, of wanneer jy en jou vrou met probleme sit in julle huwelik, juis oor die gedagte miskien van aggressie, of miskien die gebruik of misbruik van een of ander middel, dat dit belangrik sal wees om by die saak stil te staan en te sê, dis nie die omstandighede wat hierdie goed in my lewe bewerk nie, maar dit is my sonde en ek moet dit voor God bely. So moenie, wanneer daar 'n probleem is, 'n muur om jou bou en aanval nie, maar sien die probleem vir wat dit is en vra die Here vir wysheid om daarmee te deel. Dan is daar ook, vriende, dikwels
die beraader wat aangeval word. Nou ons praat nie van fisiese aanval met die vuisslaan of wat ook al nie, maar ons praat hier van die beraader of die persoon wat die sonde uitwys. Baie keer is daar mense wat met sondeprobleme sit, 'n pa wat vir sy kind sal sê, luister, hierdie ding van jou is besig om jou lewe te verwoes. En wat doen die kind? Die eerste ding wat hy doen, hy val aan. Ja, maar pa, hierdie en hierdie ding en so gebeur dit dat die pa later omdraai en wegloop want hy is nie lus vir 'n geveg met sy kind nie. Hierdie dinge moet aangespreek word want u sien vriende, dit is die eerste metode van verdediging, dis om aan te val. En daarom moet ons hierdie goed in sy spore stuit sodat die verandering kan plaasvind. Dan is daar trane. Baie mense, wanneer hulle agterkom, hulle sonde vind hulle uit en hulle sonde het baie probleme in hulle lewe veroorsaak en hulle lewe is so gekompliseerd dat hulle nie weet watter kant om uit te kom nie, dan begin hulle net eenvoudig huil. Hulle wil nie bely nie, hulle wil nie laat staan nie. Hulle huil net en later word hulle getroos en sê ag, ons hoop dinge sal maar beter gaan. En dit is maar net 'n manier om te manipuleer. Trane is goed. Trane van berou is goed, maar dan moet daar ook restituisie, belydenis en verandering plaasvind. En dan is daar die veralgemening. Mense wat sê ja, maar almal doen hierdie goed. So ek is daarom nie in die uitsondering op die reël nie. Almal doen dit so. Ek dink nie regtig is 'n groot issue nie. Luister vriende, as sonde jou lewe kompliseer, die van jou vrou en jou kinders of jou man en jou kinders of jou werkskollegas of jou verhouding met ander mense of jou liggaam of wat ook al, is dit nodig om daarmee te deel. Want God gaan van elkeen persoonlik rekenskap eis. Dan is daar ook die onsamehangende gepraatery. Baie keer wanneer dit kom by probleme en sonde, wil mense so half onsamehangend praat oor duitjies en daadjies. Kom by die probleem uit. Jy sien, wanneer ons 'n probleem hanteer, en ek doen dit dikwels in my beradingsproses, ek laat die man praat, ek laat die vrou praat, of die persone teenwoordig, die ma en die kinders, en as hulle klaar gepraat het, dan sê ek vir hulle, kom ons kom by die hart van die probleem uit. Kom ons, die Engelsman sê, let's not beat around the bush. Kom ons kom by die hart van die probleem uit. En daarom is het belangrik dat wanneer ons by hierdie veranderingsproses kom, dat ons nie sal manipuleer deur allerhande goedjies nie, maar dat ons werklik sal sien, want ek weet in ons hart wat die probleem werklik is. Dat ons daarby sal uitkom, dit sal hanteer, dit sal vasvat en dit sal dissekteer en sal sê, maar ek soek 'n oplossing vir hierdie probleem. 'n Ander manipulasietegniek wat ons kry is leuns. Mense lieg oor hulle sonde. Jy sal vir 'n persoon vra, luister, het jy daai sonde gedoen? Nee, ek het daaraan gedink miskien, maar ek het dit nie gedoen nie. En later vind jy uit, hierdie persoon is al jare lank besig met hierdie sonde. En daarom is dit belangrik om hierdie persoon te ontmasker. En vriende, sekere vrae te vra, ons sal later 'n bietjie daarby uitkom. Dit is belangrik dat ons nie sal lieg oor ons sonde nie. Luister, ek is sondaars gebore. Moenie lieg oor jou sonde nie. Want jy sien, dit gaan jou verder laat wegsink in jou ellende. En baie keer probeer mense manipuleer daardeur en dan bring hulle net groter skade. Want as jy in die beradingsproses lieg en jy lieg 'n tweede keer en jy word later uitgevang, dan is daar net minder vertroue en is die kans om te verander al hoe minder. Waarom? Want jy wil nie by die waarheid uitkom nie. 'n Ander manier om te manipuleer is om die blame te skuif na ander. Ons het 'n bietjie daaroor gepraat by vorige sessies, maar die gedagte is om te sê, maar as my vrou nie A, B en C nie, sal ek nie D, E en F nie. En vriende, dit is absoluut 'n manipulasie tegniek. Want jy sien, om blame te skuif, is presies wat Adam en Eva gedoen het. En God was nie te vind daarvoor nie. Ek moet skuld dra vir my eie sonde. Ek kan nie sê, omdat my vrou my kwaad gemaak het, het ek haar geslaan nie. Of omdat ek te min salaris kry, het ek gesteel nie. Of omdat ek en my vrou se intieme lewe nie reg is nie, het ek na pornografie gaan kyk nie. Ons kan nie hierdie blaamskuif gedagte in ons lewens akkommodeer nie. Dan sal daar nie verandering plaasvind nie. En hierdie manipulasie tegnieke in berading bring baie keer dat hierdie probleem verskuif word en die dinge word nie aangespreek wat nodig is nie. Daarom belangrik dat wanneer ons kom by berading, wanneer ons kom by 'n probleem, of jy nou 'n lidmaat teenoor 'n ander lidmaat, man teenoor vrou, miskien 'n predikant teenoor sy lidmaat, besoeker teenoor die predikant of die ouderling, dat ons by die waarheid sal bly, nie blame sal verskuif nie, maar dat ons verantwoordelikheid sal neem. Dan kan ons miskien kyk na misleiding. Jy ken wat misleiding is. Jy gee voor, jy mislei mense, jy wil voorgee wat jy nie is nie, of dat jy dit nie gedoen het nie, en dan ook uiterste reaksies.
waar jy nou verskriklike tantrum gooi en jy voel jy wil alles omkeer in die kamer en goeters. Vriende, dit gaan nie verandering teweeg bring nie. Luister, jy en ek weet dat sonde ons lewens kompliseer. Miskien is jy vanmôre 'n geskeide persoon, omdat jy weier om te verander, omdat jy hierdie manipulasie tegnieke al baie keer gebruik het, en jy het nie beterskap in jou lewe ervaar nie. Jy is miskien in jou tweede huwelik of jou derde huwelik. Dit gaan presies dieselfde as met jou eerste huwelik. Miskien is jou kinders vervreemd van jou. Miskien het jy probleme by werkskollegas, het al die 8ste keer van werk verwissel. Miskien is jy in 'n regsgeding met mense omdat jy nie wil verander nie. Miskien is jy in die kerk ondertig of jy weier om kerk verder by te woon want daar is konflik met mense daar. Miskien sit jy in hierdie geheime sondes van jou vasgevang en jy besef dit gaan my huwelik kos, dit kos my geld, ek is besig om miskien my geld weg te dobbel of wat ook al. Dan pleit ek by jou. Moenie manipulasie tegnieke gebruik nie. Roep na die Here. Die Here sê in Romeine 6:12, laat die sonde in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van julle sonde, of van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dis die hoop wat ek vir julle vanmôre wil gee. Dat ons nie heeltyd 'n skuiwergat sal soek vir ons sonde nie, maar dat ons die sonde verskoon deur die Engels head on sal vat. En sal ophou manipuleer en my probeer verskoon en moet allerhande goed besig sal wees. Maar dat ek sal sê, Here, ek is skuldig. Hier is ek. Ek vra U, Here, help my om my sonde te sien, my sonde te erken, my sonde te bely, en dat U deur U Gees die verandering sal bring, sodat ek meer sal word soos Jesus. En ag vriende, wat 'n vreugde, wat 'n blydskap om te sien, dat die Here 'n mens nuut kan maak. Ag, daar is legio voorbeelde in die Bybel, van mense wat eers in die duisternis gewandel het, maar deur God se genade en God se woord verander het en blywend verander het. En ons lees hulle getuienisse in die woord en mag ons die Here eer daarvoor en mag ons getrou wees aan hom. Vriende, groete vir u. Mooi dag verder. Tada.